Ek wil nou sommer gesels 'n bietjie hier oor ons memories op Gouritsmond, 'n lieflike klein dorpie, omtrent misdaadvry, waar jy maar kan jou goeders buite kan die huis los, dit word nie gesteel nie, en net 'n lieflike plek en omdat ons memories daar, is dit 'n lekker ding en ja, weet julle en ek onthou nog, ek is lief vir visvang, maar as 'n vis op jou gehak het en is verby daai weerhakkie, dis 'n doktersaak, jy kry nie vir hom uit nie. Daai weerhakkie verniet 'n vis, laat hy nie sommer loskom nie. En so ek het nou baie memories daar en ek was eendag saam met 'n skipper op 'n boot, maar die ou is nog effe gewyn ook gewees, die skipper. En nou ek weet nie vir wat hy so 'n klein hoekie wou aangesit het op die diepsee nie. En hy misjudge hom daarso met 'n, kyk, dis wat soms so met die mond en met die tande. Trek jy die lyn vas met die hoeke en die goed, en dan byt jy sommer die oortollige stukkie lyn af, maar met hy vastrek van die knoop van die hoek, toe glip die hoek en hy vang vir hom hier verby die weerhakkie op sy onderlip. O, eina. Ja, is eina, ek sê is eina. En dis die hele entjie van die wal af. Nou wil die ou ookie lyk of hy kleinserig is. Nou sê hy net, hy kan maar eers sit daar, laat hom maar sit. Maar dit was ook nie lankie, toe staat hy die boot se motor. Toe ry ons tog maar wal toe. Ek kan nie onthou hoe daai hoek uitgekom het nie. En die spesifieke ou was so groot ou met 'n groote pens. Weet jy, hy het so agteroor gestap om die balans uit te balanseer, om nou regop te hou. Hy het so agteroor gestap. En as ons nog aan snorkel duik het, ek het my hele gear aan, hy het net 'n PT broekie en 'n paar tekkies aan, kaalbolyf. Nou dan gaan duik jy nou sinkers uit. Daar lê baie sinkers in die see, jy hoef nie te koop nie. Nou vertel hy, maar die ou kan ook maar 'n bietjie lieg op. Maar nou vertel hy sê, maar dan het hy ook sy duikbrilletjie op om te kyk, jy weet, na sy snorkeltjie. Nou vertel die ou met sy groot pens, hy duik daai dag by daai spesifieke plek op Gourits, duik hy 333.3 sinkers uit. Hy het nogal getel. Punt 3, 333. Hy sê, hy is toe so swaar gelaai van die sinkers in sy ou rugsakkie wat hy by hom gehad het. Hy swem toe nie uit die see uit nie. En is diep daar aan die kant. Hy sê, hy stap uit die see uit. Hy sê, hy stap uit die see uit. Nou kom ons terug na die vishoeke toe. Daai tyd toe is my eersgeborene net 'n paar maande oud. En ek en die vrou besluit, ons gaan 'n romantiese aandjie maak. Wat het ons gaan kyk daar by Hyderrand? Titanic, romanties. Op die big screen. Ja, Titanic. Weet jy, wat doen die luitie van ons heeltyd in die fliek? Ons dacht nou, hy gaan nou skree van al die harde geluide, wat doen hy? Nee, hy slaap sy bas uit. Ja nee, hy slaap te lekker. En toe ons nou terugry Gourits, so wat so 0.5 se ry is, toe begin die luitie, nou toe ons hom nou uitlaai by die woonstelletjie, toe is hy nou 'n hassie. Toe wil hy speel en lag en te kere gaan. Papi en mami wil nou gespeel het met mekaar, maar die luitie is nou 'n hassie en hy hou toe vir ons besig. Einde te laaste ou nag, is hy toe aan die slaap, en seker hier 2 uur, 3 uur die môre, hoor ek 'n gewoel hier buitekant die woonstel. Toe, wat het nou haar gebeur? Nee, jy het mos jou visstokke neergesit, want ons is toe mos nou op pad fliek toe. Hastig op pad fliek toe, en die stuk pilchert wat die vis nie geëet het nie. Ek kon nie 'n vis vang nie, die stuk pilchert was in die hoek. En wat hoor ons toe na buite verder van wat daar aangaan? Ons hoor net 'n kat skree. Ja, daar skree 'n kat.
En toe besef ek, en ek hoor 'n geskuifel en 'n geskuur en die kat skree. Ek besef, hierdie weerhakkie van daai stok het nou hierdie kat gevang. En ek weet, ek is die pa van die huis. Ek moet nou hierdie kat loskry, maar die kat se weerhakkies is nog meer, 10 keer meer en skerper as daai weerhakkie wat in sy bek was. Nou trek ek vir my stadig aan. Ek hoop vir 'n wonderwerk. Ek hoop vir 'n wonderwerk. En toe ek die deur oopmaak hier by die afdak, toe sien ek die visstok se punt het vasgesteek onder die kar se wiel. Die hoek is af van die stok af en die kat is ook weg. En toe besef ek nou, ek voel nou nie baie lekker nie, want die kat moet nou iewers daar rondhardloop met 'n vishoek in sy bek. Wie gaan hom help? Wie se kat is dit? En ek voel toe baie sleg. Maar toe ek nou terugkom in die huis en die storie vertel, toe's daar nou een beloningkie vir my oor. Mammie is wakker, papi is wakker en die baby slaap. Toe's daar so nou 'n vertroostingkie vir ons. In elk geval, ek onthou haar se ou wat 'n student was. Hy sê hy was nou gatvol vir die mense wat inbreek en die karre en die karradio steel. Hy sê hy vat daai 'n paar vishoekies, 2 vishoekies, daar was glo spasie tussen die karradio en die paneel, wat as jy iets insteek dat die karradio kan uitkom. Hy druk toe daar 2 nommer 6 hoekies in, vishoekies met weerhakkies. Ek onthou nog as my kinders vis gevang het, as kinders, het ek die weerhakkies afgevuil, laat hulle nie 'n ding oorkom. Want 'n weerhakkie het gesit. Hy sê hy hoekies daar gesit. Hy sê die ander dag môre toe hy kom, toe sit daai kat kiets regop in die kar. Dis nie 'n katjie, is 'n mens. Dis nou soos hulle sê 'n dief. Toe sit hy soos 'n meerkytjie, jy weet 'n meerkytjie se pootjies is maar so in die lug. Nie gedwonge nie, uit vrye wil. Maar hierdie ou se kloutjies is hier by die karradio. Hier sit sy handjies in die lug. Dit kan nêrens heen. Toe daai hoeke mos nou vir hom gehak. En hy sê vir die man, as jy reg vir ry, as jy vasgegordel. Hy sê, meneer, wat dink jy aan, hoe lyk dit vir jou, ek is vas? Hy sê, maar okay. Kos ry dan nou sommer net so polisiestasie toe met jou. So daai man het sy eie vishoek sekuriteit gehad.